My toevlug vreemd was nog altyd die musiek. En tot vandag toe, al die kinders, ek kan nie met die kinders se name onthou wat my Afrikaans nie, maar hulle kan my naam nooit vergeet nie. Mense kom nog steeds na my toe en wat hulle onthou is die liedjies wat ek pauses in die sangklas op die klavier gespeel het. En dit is vir my goed genoeg as mense dit van my grootwordjare onthou. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Rocco de Villiers, baie dankie dat ons vandag met jou kan gesels oor jou lewe, jou loopbaan, jou boek Klawer wat pas verskyn het. Welkom by Land en Sand op RSG. Dankie Pieter, RSG is maar 'n vriend van my familie en durf ek sê die hele land vir al baie dekades. Ek ken julle nogal baie goed met op die water, maar ek kan nie altyd alles onthou nie, veral nie as ek laat aan met daai pinklang drankies in my hand opeindig nie. Maar vir die res is ek mal oor RSG. Dankie, is lekker om met julle te gesels. Dankie Rocco, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor RSG en die lang pad, want daar's so 'n storie in jou boek ook. Maar kom ons praat net gou oor Klawer. Dis 'n reisboek in vele opsigte. Dis nie net 'n reisboek wat deur die land reis waar ook al jy konserte hou nie. Hoekom het jy besluit op hierdie soort boek? Want jou vorige boek, as ek reg is, was 'n digbundel, die eie soortig is. Dis korrek. Klawer is eintlik iets wat al oor 'n baie lang tydperk gebeur, soos wat jy kan as jy die boek lees, is dit oor dekades wat met my gebeur het in dorpe en wat mense vir my sê en wat ek ervaar. Maar mense vra my dikwels, Pieter, is jy 'n skrywer of 'n verhoogkunstenaar? Nee, ek is nie 'n skrywer nie. Wat ek doen is, ek skryf hierdie storieetjies neer sodat ek my loopbaan kan dokumenteer. So dis baie belangrik vir my dat mense moet weet, Klawer is stories wat my loopbaan in Suid-Afrika as 'n pianis, wat ek nog tot vandag nie kan glo uitgewerk het nie, of dalk het dit nie eens uitgewerk nie, wat dit dokumenteer. So ek het gaan sit eendag en ek moet vir jou sê, ek het nou genoem van die eiesoortiges, gedurende die pandemie het ek gesit en ek het my argief heeltemal bymekaar gesit en gedigitaliseer, en daar kom toe so ongelooflike nerdkind na my toe met so baie dik bril. Kyk, my pa was baie snaaks, as hy kinders met die dik bril in die oggend by die skool aangekom het en sy my afgelaai het, hy altyd vir hy seentjie gesê, "Hey boetie, jou oom raam goed wees om na hy bril te kan sien, jong." Maar in elk geval, dis nou 'n ander storie. So ek het gedurende die pandemie het ek my hele loopbaan gedigitaliseer, en toe het ek agtergekom ek het al hierdie gediggies geskryf wat ek toe in 'n boekvorm die eiesoortiges gesit het. Maar saam met dit het dit ook gebeur dat ek notas maak as ek van 'n dorp af ry en as iets wat my emosioneel geraak het, of ek dink dit was snaaks, of dit was my 'n baie lekker ervaring, dan het ek notas gemaak, en van die notas was van die goed wat uit my argief uitgekom het. En toe het ek besluit, ek sit nou met hierdie bokse vol papiertjies van al die nonsens wat ek neergeskryf het. Dit is tog sekerlik nie iets wat mense in belang stel nie, want ek is nie 'n vreeslike groot ou vir nalatenskap nie, maar dit het dit verander, en toe het ek besluit om hierdie ervarings in 'n boek te sit en dit dan op die verhoog, want ek vertel al baie van hierdie stories vir baie lank op die verhoog. So wat dan nou beter as om dit alles in 'n boekvorm te sit, sodat almal dit kan lees. Nou moet ek ook net vir jou sê, soos wat jy nou gelees het, party van die storieetjies is nou redelik varksig, verstaan jy? Want as ek dit op die verhoog vertel, dan sê ek vir die mense, dis nie ek wat so lelik praat nie. Dit is julle vriende en familie van ander dorpe wat vir my hierdie stories vertel. Ek is soos in die Bybel, ek is net 'n boodskapper, ek dra dit net oor na die volgende dorp toe, sodat ons almal op dieselfde bladsy in Suid-Afrika is. So dit is die rede hoekom ek besluit het om Klawer op die rak te sit. Daar is inderdaad baie snaakse oomblikke en stories. In die boek is daar ook 'n storie, en as ek reg verstaan, is dit 'n skryfboek van jou of 'n notaboek van jou wat weggeraak het, was dit in Amanzimtoti? Ja, dit was tragies geweest. En Amanzimtoti se naam is Natalia. En ek is toe gevra om 'n konsert daar
te doen. Wat 'n wonderlike ervaring was. Die saal was gepak tot agter en daar het 'n fantastiese man na my toe gekom. Dit is nou nie in die waaroor die storie gaan nie, maar in die konsert sal ek nooit vergeet, 'n man wie dan van Dries Laas het voor die konsert na my toe gesê, ek speel konsertina. Toe sê ek, ja, toe wil ek sê, ja, right, ek het daar al baie van tevore gehoor. En toe sê ek, kan hy ietsie saam met my speel? En toe het ons in daai konsert in Amanzimtoti, het hy 'n stukkie konsertina gespeel, en dit was 'n ongelooflike ervaring. Maar wat gebeur het is, van hierdie stories, wat ek notas van gemaak het ek ook in 'n dagboek geskryf. Nou, in 'n dagboek het ek die breë trek, maar partykeer ook baie persoonlike dinge in neergepen. As ek nou in die aand voor ek gaan slaap en môreoggend moet ek nou weer na 'n ander dorp toe gaan, het ek dit neergeskryf. En dit was so geel dagboek gewees. En ek onthou, ek het verskriklik baie series daai tyd nog die aand verkoop en dit het baie lank gevat want die mense het in lang toue gestaan en moes teken en so. En toe ek uiteindelik in my kamer kom, by die oord, hulle het vir ons 'n plek gegee om en ek maak my tas oop en ek wil die goed neerskryf van Dries onder andere, toe is my dagboek weg en ek weet ek het dit heel bo-op gesit, want ek sit dit bo-op my toiletsakkie, sodat as ek in die aand in my kamer kom, dit my herinner om die goed neer te skryf. En weet jy Pieter, dit was 'n vreemde storie, dit het vir my gevoel, ek bedoel, dit is dalk verkeerd om dit daarmee te vergelyk, maar ek dink as mense kind het en jou kind verdwyn, dan voel jy mos of 'n gedeelte van jou liggaam verwyder is. En toe my dagboek, daai geel dagboek, dit was so geel, ek het dit nog daai tyd by C&A gekoop, het was so geel met sulke kolle voorop gewees, sulke gedrukte kolle in verskillende kleure. En toe ek sien die boek is nie daar nie, maar die pen is daar, toe weet ek, iemand het daai boek verwyder. Gelukkig het ek dit nog nie op Instagram of op TikTok gelees nie, want dan moet al die engele met daai persoon wees, maar ek hoop net die persoon wat dit gevat het, sal ten minste die styl en die maniere hê om te weet dat hoe ek moet voel. Jy weet, ek het op 'n stadium, toe dit gebeur het ek gevoel soos daai mense wat op die televisie gaan en sê, bring net my kind terug, ek gee nie om enigiets anders, of sê net vir my waar my kind is. So partykeer voel ek 'n bietjie so, maar dit is wat gebeur het. Iemand het my dagboek met die diepste persoonlike dinge wat ek daarin geskryf het, verwyder, en nou is ek altyd bang, want nou, deesdae met tegnologie, is my notas op my foon. So ons hoop nou dat my foon nooit wegraak uit my tas in Amanzimtoti by Natalia ATKV oord nie. Rocco, niks kry jou onder nie, ek meen selfs nie eers hierdie boek wat weggeraak het nie, maar en jy gee nie om op enige plek in die land te speel nie. Dit is my verstommend op van die plekke waar jy speel, die name van die plekke, hoe dit ingerig word, of dit nou reën soos op Marchant in die Kalahari. Is dit omdat jy groot geword het in 'n klein dorpie soos Harrismith, wat jy net nie omgee waar jy speel en vir wie jy speel nie? Ek dink dit is inderdaad so, maar ek dink ook, daar's baie ander komponente. Mense kry partykeer, jy weet, as hulle foto's van my sien en mense post mos dan, want 'n foto is mos maar 'n aansitterigheid, verstaan jy? Dit is mos nie regtig hoe jy is nie. Mense moet nie vir my sê ek kan in jou oë sien op 'n foto hoe jy is. Dis nonsens daai. En ook nie op televisie nie. So ek is eintlik maar baie eenvoudig. Daar's niks fancy omtrent my nie. Dit lyk partykeer so, maar dit is nie so nie. Ek hou nogal van eenvoudig goed. Ek lewe 'n baie eenvoudige lewe. Ek is nie spandabelig met klere en karre en al sulke goed nie. Ek gaan nou nie myself, jy weet, nie lekker kos eet nie, maar mense kry dink ek met die verkeerde idee van my. Maar ek gee nie om vir enige plek en op enige tipe klavier te speel nie, want ek glo dit is hoe mense by die wêreld uitkom wat regtig saak maak. Jy weet, ons is nie in Hollywood nie. En ons is nie in Amerika nie. Ek kan nie van een arena na die ander gaan in Suid-Afrika om konserte, want daar is net 4 van hulle. So ek hou daarvan om na plekke toe te gaan waar ek 'n unieke rapport en 'n
kontak met die gehoor het. En soos jy kan sien, is die resultaat klawer. Ek is ook nie baie partikulêr oor op watse instrumente ek speel nie. Ek hoef nie op 'n grand klavier te speel wat gestem is deur 'n man wat iewers ingevlieg het met 'n hamertjie. Ek speel op 'n ek weet 'n stoofplaat ook as ek moet. Ek sal op baie hard probeer om te laat klink soos 'n klavier. So en dit is my baie belangrik dat ek na alle plekke op alle instrumente moet kan speel, want dit was nog altyd vir my, ek het enige ongelooflike onderhoud gesien van Elton John, wat hulle vir hom gevra het, wanneer weet jy jou musiek werk? En toe sê hy, dit is as ek dit in die hoek van my ma se woonstel buite Londen doen, en sy huil, as sy die ballade hoor. En ek dink nogal baie so, dit is my baie belangrik, dat ek mense moet kan move, as ek in 'n kafee in 'n klein dorpie is. Dit is my net so belangrik, as om in die simfonieorkes in 'n fancy saal te speel. So van jou ma gepraat, jou boek begin in Harrismith, daar in die skadu van Platberg, waar jy groot geword het in die Oos-Vrystaat. Vertel ons van jou grootwordjare op Harrismith. My sussie was 21 jaar ouer as ek, so ek is 'n baie laat lam. Ek het 'n beeldmateriaal van my suster se troue, waar my ma verwagtend is met my. My sussie het getroud toe sy 21 was. En so my grootwordjare was vreemd, want my suster was dit ware nie my sussie nie, want ek het haar nie regtig geken nie. Haar kinders was eerder my speelmaatjies gewees. En dit verander mense se energie met die wêreld, want jy is gewoond aan ander dinamika met die mense rondom jou. My grootwordjare, Pieter, was vreemd, want ek was dan op 'n manier 'n alleen kind. Ek het eintlik maar alleen groot geword, en dit maak baie keer dat 'n mens bederf is, en jy kry altyd jou sin, maar ek dink met my was dit anders, omdat my ma so ongelooflike matriarg was, en my pa eintlik maar die pantoffelregering so familie was, het ek onder daardie omstandighede groot geword, wat my baie gehelp het, toe ek later begin ontwikkel het in wat Rakou nou is, en die kinders het my afgeknou en gespot, en al die dinge geboelie, en wat het my gehelp het toe ek alleen was, ek het myself baie goed leer ken, vandat ek klein was, en ek het nog altyd geweet, toe ek op skool was, toe ek alleen was, en die kinders, ek het 'n paar maatjies gehad, maar jy weet, as jy afgeknou word deur ander kinders, kies jy jou vriende baie versigtig, want jy vertrou hulle nie. Maar ek het nog altyd geweet, die dinge waarvoor die kinders my gespot het, en afgeknou het en geboelie het, ek het altyd geweet, dit gaan nie bestanddele wees eendag, wat my gaan deurtrek en hopelik suksesvol gaan maak. So my lewe as 'n kind was vreemd, en my toevlug vreemd was nog altyd die musiek. En tot vandag toe, al die kinders, ek kan nie met die kinders se name onthou wat my afgeknou het nie, maar hulle kan gelukkig altyd my naam, hulle gaan my naam nooit vergeet nie. Mense kom nog steeds na my toe, en wat hulle onthou, is die liedjies wat ek pauses in die sangklas op die klavier gespeel het, en dit is vir my goed genoeg, as mense dit van my grootwordjare onthou. Kom ons gesels oor jou pa en jou ma, Gerhardus Johannes Bekes de Villiers, en jou ma Anna Magdalena Ackerman, soos jy in die boek hulle skryf. Ek dink jou pa se noemnaam was Gert. Het hulle jou ondersteun die heel pad? Het hulle jou eintlik die eerste keer blootgestel aan klavier en klavierles toegevat by Tannie Mona? Glad nie. My pa en my ma was baie afwesig in my ontwikkeling as 'n musikant. Maar op 'n vreemde manier, dink ek, hulle afwesigheid was dit wat gemaak het dat ek vandag doen wat ek doen. Hulle het nooit vir my gesê, jy moet gaan klavier oefen, want jy moet klavierlesse neem nie. Jy moet nou dit doen. Ons wil hê jy moet dit doen. Glad nie. Dit was alles my eie besluit. En
as gevolg daarvan, soos wat ek in die boek noem, wou ek nooit iets met musiek te doen gehad het nie. Ek wou altyd, want my sterk vakke was wiskunde en wetenskap en chemie en daai goeie, en ek is nog steeds baie gefascineerd. Ek was so mal oor wiskunde dat ek met my musiekgraad tot op tweede jaar op universiteit probeer het om wiskunde nog steeds te doen. Maar wiskunde op tweede jaar op universiteit is van so aard, jy kan dit nie nog saam met ander raad ook doen nie. Daar's net nie genoeg tyd om deur al daai goed te werk nie. So my ma was afwesig, maar ook my ma het baie vinnig gesien dat ek iets spesiaal gehad het. Hulle het nooit vir my blootgestel aan die klavier nie. Hulle was baie mal oor musiek, my pa oor boeremusiek, want hy het ook sy eie orkes gehad, jy weet, hy het banjo gespeel, terrible orkes, nie baie goeie musikant, dit was maar meer 'n verskoning om brandewyn en coke te gaan syp, verstaan jy, maar my ma het vroeg gesien dat ek klavierlesse moet neem, maar die storie wat my familie vir my vertel, is dat ek het 'n fantastiese man gehad met naam van Pinkaan, want ons het ook 'n klein plaasie buite die dorp gehad. En Pinkaan was die ouetjie, 'n wonderlike Sotho man, wat met wie ek gespeel het en my leer fietsry het in die dorp. Ek het altyd radio geluister, dit onthou ek toe ek baie klein was. En dan het ek altyd die melodie in my kop na die tyd gehoor. En toe het ek eendag vir hom gevra, dit is nou die storie, ek kan nie sê dit is wat ek ervaar het nie. En toe het ek hom gevra om asseblief die klavier se slot oop te breek sodat ek daarop kan speel. En dit was die eerste goed wat ek gespeel het, is die musiek wat ek op die radio gehoor het. Ek onthou een van die eerste liedjies wat ek in die skool vir die kinders gespeel het, was 'n ou liedjie met die naam van I'll Be Your Long-Haired Lover from Liverpool. En ek onthou die kinders het in verwondering gesit. En nou nog steeds is daar van die mense wat saam op skool was, ons het so 'n matriekgroep, partykeer vra hulle vir my, speel 'n bietjie daai liedjie wat ons onthou dit is wat jy eerste gespeel het toe jy klein was. So ek het nie die blootstelling aan enige musiek gehad nie, net die plate wat ons gehad het. Dit was die regte plek in die regte tyd en dit is nou maar hoe dit ontwikkel het totdat ek besluit het om musiek as 'n loopbaan te volg en toe nie 'n apteker te word en by Potchefstroom se universiteit te gaan studeer nie. So my ma was afwesig, maar ek dink dit was 'n goeie ding. Kom ons gesels oor, is dit jou ma se suster Antipolla en die mooi storie in die boek toe jy wit aangetrek het vir 'n konsert in die stadsaal. Ja, want die stadsaal is 'n baie in enige, ek dink nie dit is nou meer so met die ondergang, die tragiese ondergang van ons land nie. Maar in klein dorpies toe was die stadsaal en die kerksaal baie belangrike bakens. Die kerksaal, want dit is waar jy broodjies eet na 'n begrafnis, en die stadsaal is waar die vermaak gebeur. En ek onthou dat 'n konsert gekom en dit was die Kersfeeskonsert van Minshawn Lance James. En Antipolla het my daai tyd gebel op ons huisnommer. Die nommer was 051 788 7862. En sy het my gebel en gesê, my kind, ons gaan hierdie konsert doen. Ons gaan spierwit aantrek want dit is 'n Kersfees show. Daar's niks sneeu in Harrisburg nie, maar ons kan ons verbeel, ons is in Amerika. En toe ons aankom, toe sit ons heel voor en ek sê toe vir Antipolla, maar besef jy, hierdie stadsaal is vol gepak met mense en dis 'n aandgeleentheid, almal ruik so lekker en almal is in pak swart, ons is in spierwit. En sy kyk so na my toe, sy sê, maar raak, het jy dan niks van my geleer nie? Ons van is de Villiers, ons kyk nie na ander mense nie, hulle kyk na ons. En ek dink dit was 'n klein vuurtjie wat sy in my aan die brand gesteek het om op die verhoog te wees. Ek dink, as jy klein is, besef jy nie daai goed nie, maar later dink jy, dis wat sy bedoel het, die mense moet na my kyk, want ek is 'n fisieke 'n voorstander van, en hier is nie kritiek op ander kunstenaars nie, Pieter, glad nie. Dit is vir my baie belangrik as ek 'n konsert doen, dat ek moet mooi aantrek en ek moet my suit aantrek. Ek kan nie sommer net met my klere van die dag 'n konsert doen nie, want as mens teruggaan na die woord teater toe, dit kom van die Griekse woord theatron af. En theatron beteken om
na iets te luister, maar ook om daarna te kyk. En ek het dit nog altyd onthou. En die een ding wat ek oor die jare geleer het, by die mense met wie ek al gewerk het, is, dat die verhoog is 'n heilige plek. En as kunstenaars moet jy dit respekteer. En ek probeer elke aand, al is dit op die kleinste verhoogie, in die kleinste plekkie, probeer ek altyd om te besef, om te weet, ek moet hierdie plek respekteer, want dit is wat vir my 'n lewe en brood op die tafel en wyn in my glas sit. Ek moet sê, mens kom agter uit die boek uit dat jy elke gehoor respekteer. Maak nie saak of dit in die kleinste dorpie of die kleinste saaltjie of wat ook al is nie. Dit is baie indrukwekkend. Maar in jou boek is daar 'n foto van Tannie Mona, so 'n klassieke foto met 'n sigaret. Sy was jou klavierjuffrou. Vertel vir ons van haar. Tannie Mona het my lewe verander. Onlangs het ek 'n konsert in Kaapstad by Theatre on the Bay gedoen en haar seun en haar dogter het my konsert kom kyk. Ons was snot en trane, want ons het na die foto gekyk, want dis haar allemaal en hulle weet hoe mal Tannie Mona oor my was en hoe mal oor ek oor haar was. Sy het my van kleins af ander dinge geleer. Sy was wat die Engelse noem 'n visionary. Sy kon sien, jy weet, ek was baie klein, toe sê sy vir my, Rocco, ons weet nou nie, ons ken nie kinders soos jy nie, in die Vrystaat nie. Hy is maar vir ons 'n bietjie vreemd, maar onthou net om jou hande te was, maak nie saak wat jy in die lewe doen nie, was nie jou hande na die tyd, dit gaan al bietjie help. Maar dit het sy ook gesê, dat sy verstaan hoe ek voel, want sy was 'n bietjie anders as kind, want sy was inderdaad anders as die ander vrouens op die dorp. Sy het anders gelyk, anders gepraat, het ander musiek geluister, en sy het vir my gesê, ja, as 'n kind soos jy die wêreld ingaan, moet jy die volgende onthou. Jy moet net altyd jouself wees. Maak nie saak wie, wat, waar, hoe en wat die omstandighede is nie. Maar jy moet ook weet dat om jouself te wees in hierdie lewe op aarde is nie die maklikste ding nie, want almal wil deel van 'n groepie wees, so hulle word iets wat hulle nie is nie, om te kan inpas. So om jouself te wees is nie altyd die maklikste pad nie, maar aan die einde is dit by verre die beste pad om te stap. En ek dink, dit het my lewe verander, toe sy dit vir my op 'n baie jong ouderdom gesê het, en dit het in my kop vasgesteek, en ek het altyd gedink, wat gaan jy doen? Dan dink ek, wees net jouself, moenie te veel daaroor dink nie, wees net wie jy is. En dit het my nogal altyd deurgetrek. Ek dink aan die begin van my loopbaan, het ek onderhewige kritiek teëgegaan. Mense het verskriklike goed oor my gesê en gesê dit gaan nie werk nie, en wie wil 'n klaviershow sien met 'n nar wat op en afspring agter die klavier en so en maar dit het so half uitgewerk, en hopelik kom die mense nou, want hulle hou van wie ek is en nie wat hulle dink ek probeer wees nie. Rocco, jy het nou nog gepraat van Harry Smit se imposante stadsaal. Dit is 'n baie indrukwekkende gebou wat ongelukkig baie agteruit gegaan het toe ek die laaste keer daar was, maar daar het jy vir Bless Bridges en Jody Wayne, jy het vir Lance James, jy het nog gepraat van Minshaw ook, en selfs Wena Nodé gesien, maar daar was 'n ander oom wat eintlik ook op 'n manier 'n groot rol gespeel het in jou droom om eendag, sê nou maar, 'n uitvoerende pianis te word, 'n kunstenaar te word. En dit was oom Naas met sy plakkate. Ja, ek hoop so. Ek weet nie of sy familie, ek dink nie hy leef meer nie. Ek hoop net sy familie luister. Hy was die opsigter. En hy het altyd die plakkaat, ek kan nie onthou of dit op 'n maandagoggend of 'n dinsdagoggend, want ek het skool toe, die roete wat ek skool toe gevat het, was verby die stadsaal, want dit was, dan hoef ek nie deur Stewartstraat te loop het nie, want dis waar die kinders gebly het wat my geboelie het. So ek moes 'n ander roete, jy werk, kyk as jy werk moes maar jou dinge uit om jouself te beveilig, verstaan jy? En toe het ek altyd verby die Harry Smit stadsaal geloop, en dan sien ek om die plakkaat, dan het ek altyd gewonder, ek wonder hoe voel hulle nou, as hulle nou hier aankom en hierdie mense sien hulle gesigte op die plakkaat, want ons hoor net hulle musiek op RSG daai tyd, en op die plate wat my ma
gekoop het. Ek wil maar die wonderlike ding van Oom Naas is, en ek weet nie of ek dit selfs in die boek geskryf het nie. Jare later het ek 'n konsert gedoen. Hy het na my toe gekom en hy het vir my gesê, ek is so bly vir daai rapport wat jy elke Sondag in die badkamer gelos het, want my vrou wou op ons glad nie, ek moet na die rapport se agterblad kyk nie. En dit was inderdaad die waarheid, want my ma wou nie ek moet na die rapport se agterblad kyk, so ek het altyd die rapport in die badkamer van die stadsaal gelos op Sondag na kerk, nadat ek dit met my kollektegeld koop, om te kyk, wat is daar so erg agter op die agterblad. En die foto wat ook my lewe verander het, was 'n foto van Glenda Kemp, die ontkleeddanseres met die slang, en ek onthou die mense het altyd gesê toe ek op skool was, Glenda Kemp is van die duiwel en sy gaan hel toe, en ek het nooit so na gekyk nie, Pieter. Ek het altyd na daai foto van haar met oupa die luislang in die mandjie gekyk, en dan dink ek, dit is nou oorspronklik dat jy nou met 'n luislang deur die land gaan toer en so jou water en elektrisiteit gaan betaal. Is dit nou nie, dit is mos nou oorspronklik en kreatief. So, dit is die ander ding wat ek en Oom Naas in gemeen het. Glenda Kemp se foto op die agterblad en dan die wonderlike plakkate wat hy elke maandag of dinsdagoggends vir my opgesit het, sodat ek daarna kan kyk en nou verstaan ek op 'n manier hoe die mense moet voel, die klein seentjies, hoop ek iewers, wat in 'n klein dorpie verby die Spar loop en sien, wie is die oom met die blom op die skouer? Dis nou, ons moet nou na die konsert toe gaan. So, dis maar 'n bietjie full circle, as jy sou wou dit so noem. Rocco, jy het ook die slagorkes gedirigeer, dink ek. Was dit in die laerskool al? Ja, dit was op die laerskool. My eerste skool was die Kadoofi Kleuterskool. Maar daar was 'n juffrou wat, sy was nie baie talentvol op die klavier nie, hoor. Sy het nou so gespeel, as die kinders, ons het nie oggend in die sandpit gespeel, voor die skool begin, maar ek het nie, want ek het 'n wit safari pak aangehad. So ek het nou maar daar gesit en kyk hoe die kinders, want ek wil nie my wit safari pak vuil maak nie. En dan het sy gespeel, hard op ons almal, en dan skree ons, klaviertjie roep, en so. En toe, eendag toe besluit ek, dit was nou nonsens. Ek kan ons nou net so goed speel. Toe het ek agter die klavier gaan sit en klavier gespeel. Ek was so 4-5 jaar oud geweest. Dit onthou ek baie, baie, baie goed. Ek onthou ook nog die gebou en waar die klavier gestaan het en die sandpit en toe speel ek op die klavier, toe hardloop al die kinders in. En toe van toe af hulle gehad het, ek moet op die klavier speel. Ek dink daai juffrou was maar 'n bietjie die bliksem in vir my gewees, maar ek bedoel, ek kan nou nie help dat ek beter is as sy was op ouderdom van 4 nie. Ek het nou nie daarvoor gevra nie. Maar op laerskool, die interessante ding is, Pieter, ek het, en hierdie is nie om te sê hoe talentvol of hoe goed ek is of hoe anders, dit gaan nie daaroor nie. Ek het nooit, vandat ek kan onthou, ek het nooit in die koor gesing of in die orkes gespeel nie. Ek het of die koor begelei, terwyl die juffrou gedirigeer het, vandat ek baie, baie klein was. En of ek was voor die orkes, ek was in beheer van die orkes. Ek was, een keer het die juffrou gesê, ek onthou die een juffrou het gesê, ons moet vir Raka een van die sardientjies maak. Toe sê die ander juffrou, nee, hy is heeltemal te goed om 'n sardientjie te wees. Hy moet in beheer wees van die slagorkes, en dit is hoekom ek toe nou die dirigent was, met daai kinders wat die driehoekie elke keer op verkeerde plek gespeel het. Jy vertel oor oomblikke in die boek wat op die oog af onbeduidend kan wees, maar dis eintlik baie ingrypend gewees. Dit wil sê net maar as 'n telefoonoproep of 'n opmerking wat 'n ander kunstenaar gemaak het of so. Maar een van daai was 'n oproep wat die skool aan jou ma gemaak het toe jy nou op pad was om apteker te word op Potch. Ja, ek is toe nou gekeer met groot fanfare, want ek sou toe in my familie die eerste persoon gewees het wat 'n tersiêre inrigting sou besoek, sodat ek 'n graad kan kry en 'n vaandel kan dra vir ons familie in die toekoms in. En dit sou by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys wees, waar ek toe nou aptekerswese sou gaan swat. En toe het daar 'n vreemde ding gebeur, en ek het dit ook nie beplan nie. Ek het musiek as vak geneem
skool en dan is daar 3, ek weet nie of dit nou meer so is nie, ek dink die curriculum het verander. Ek moes drie eksamens doen. Een is 'n mondelinge eksamen, een is 'n praktiese eksamen en een is 'n teorie eksamen wat jy dan nou skryf oor die geskiedenis van westerse musiek. En toe my mondeling hier daar so verskriklike maar oom, ek sal dit nooit vergeet, met so klipbord en so big pen en baie hare in sy ore daar kom sit en toe vra hy vir my die stupidste vraag. Ek onthou dit het gegaan oor Beethoven en die ronda. Die ronda is 'n vorm van jy weet dit is 'n deel van 'n sonate of dit is 'n styl. En dit ek maar jy is 'n professor, jy's 'n idioot, hoe kan jy my so 'n vraag vra? En toe ek kom nou 'n bietjie daar vasgevat en in 'n hoek ingedruk en ek onthou ek het daar uitgestap en ek het nie vir my maar verstaan nie. Ek het sit gevra dit gaan ek sê ja, okay, want ek het gedink hierdie man gaan ons nou vir my so dryp en sê wat is hierdie absolute kind met die kortbroek wat so voor op die wa is om vir my te kom sê wat dat ek verkeerd is. En toe die volgende oggend dis toe nou al die eksamens vir matriek is klaar en ek begin toe nou regmaak, ek gaan nou Potchefstroom toe, lekker. En toe kom my ma in my kamer en toe sê sy die Universiteit van die Oranje Vrystaat daai tyd het gebel om te sê, sou ek musiek wou kom studeer, sou dit gratis, verniet, mahala wees, en dit is toe die einde van daai storie, en toe op die 14de Januarie 1983 het my pa ek en my ma terug saam gaan, en hy het my met sy, ons het 'n rooi kar gehad, by die Oudtshoorn in Bloemfontein afgelaai en dit is toe waar my loopbaan begin het. Die slegte deel is Pieter dat dit ook ongelukkig die universiteit was waar die dekaan van lettere en wysbegeerte amper my hele persoonlikheid en my loopbaan vernietig het. Maar dit is iets wat nie meer vir my belangrik is nie, ek is nie bitter daaroor nie, ek het aanbeweeg en so, maar dit was die storie, ek tot vandag toe kan ek onthou my ma het gesê, ek moet met jou praat, en ek sê wat, sy sê, nee, jy moet gaan studeer, dan gaan dit vir jou verniet gee, hoef jy te worry nie, en dit was nogal baie spesiaal, en dit was die eerste teken, dat ek dit musiek my loopbaan moes maak, want, jy weet, ek het nou daar vir iemand gesê, van dit ek 'n baie klein seentjie was, het ek altyd vir die tannies by die T in Harry Smith of in Bethlehem of in Kessel, altyd gaan klavier speel, en ek het nog nooit iets gedoen op die klavier, sonder dat iemand vir my ietsie gegee het nie, 'n sweetie of 'n geltjie of 'n potjie of so, dit is baie spesiaal, en ek moes van kleins af daai tekens gesien het, maar jy weet as jy jonk is, dan jy moes nou nie na sulke goed kyk nie, dan moes daar ander goed op die brein. Jy het nou verwys na die Oudtshoorn en ons gaan nou praat oor jou universiteitsloopbaan. Jy was in die koshuis waar ek in die buurkoshuis vir 'n kortstondige tydperk was. Jy was in Verwoerd en ek dink hulle noem dit vandag Armentum. En daar toe nou ding afgespeel wat mense maar in die boek kan gaan lees. Maar hoe het jy toe nou universiteit andersins ervaar? In die Oudtshoorn saam met ander mense wat musiek studeer en so aan. Weet jy, en dit is nou maar my lewe en as ek vir jou wat ek nou vir jou gaan vertel, probeer ek nie 'n tragiese figuur in 'n opera wees of een van 'n Griekse verhaal nie. Ek het gedink toe ek by die Oudtshoorn kom. Dit is vir die mense wie nie weet nie, dit is die musiekdepartement by die Universiteit van die Vrystaat, dit is so 'n ronde gebou. Het ek gedink my lewe gaan verander, want ek is mos nou saam met ander mense in die klas wat soos ek is. Maar dit was nie so nie. En ek moet baie versigtig wees as ek hierdie sê, partykeer dink ek moes nie klassieke musiek gestudeer het nie. Wel eerstens gebruik ek dit glad nie meer, want ek speel die klassieke musiek nie. Maar dit het my jy weet, ek het verseker gedink op 'n stadium dat they will have my back, maar dit is toe nie so nie. Want ek was nog steeds op my eie, maar ek het 2 fantastiese maatjies gehad. Die een se naam was Renée Skols
en die ander een was Johan van der Walt. Renay Skols is heel waarskynlik een van die mees interessante mense wat en ons het nog steeds kontak. Renay woon nou in Amerika, in New York, en Johan van der Walt was 'n onbeskryflike talentvolle oralis. Hulle het my maatjies geword en ek het klassieke musiek gestudeer, maar ek het myself eintlik besig gehou met heeltemal 'n ander buitekurrikulêre aktiwiteite waar ons dan nie alles hier op die radio gaan bespreek nie. Maar een van die goed wat vir my my tyd besig gehou het, was my eerste orkes, my eerste band met die naam van Small Problem. Small Problem was ek en Marnay Heinz wie gesing het, en Jannie Koetser op die dromme en 'n ander ouetjie wat ek nie sy naam kan onthou nie op bas, en ons het net 80s popmusiek gespeel, van Kylie Minogue tot by Madonna dwarsdeur. En dit het ons gedoen in die basement van die Bloemfontein Hotel vir 'n bord kos en onbeskryflik baie vodka. En dit was vir my baie lekkerder as om Mozart of Bach te oefen. Baie lekkerder, want die applaus was soveel groter. Maar ek dink in retrospek, my universiteitsjare, wat ek wel geleer het uit die studies van klassieke musiek, en is dat dit my dissipline geleer het. Want jy kan nie klassieke musiek sonder dissipline. Dit het my definitief my dissipline opgeskerp, wat ek tot vandag toe nog gebruik. Maar ek het dit eintlik nogal geniet op universiteit, want my vriende was toe niks met musiek, dit was mense wat ek ontmoet het as gevolg van die orkes, en dit was vir my, ja, dit was nogal vir my lekker, en ek is nog vriende met party van die mense, wat ek in Bloemfontein ontmoet het, maar dit was 'n ander era, met ander dinge, jy weet, die wêreld het anders gelyk toe, mense het anders gedink oor musiek en vermaak. Ons het nie tegnologie gehad nie, ons het nie selfone gehad nie, maar ek moet net sê, ek het, alhoewel ek klassieke musiek gestudeer het, Pieter, het ek nog nooit, ek luister klassieke musiek, maar my gunsteling musiek is pop, dans musiek, dit is eintlik waar my hart lê, en ek het snaaks genoeg nou die dag deur my argiewe gegaan van al die goed wat ek al opgeneem het, en een van die eerste liedjies wat ek ooit probeer opneem het, iemand het vir my gesê, ons het 'n halfuur oor in die ateljee, wil nie ietsie doen nie, en ek het so 'n dingetjie op die klavier gespeel en 'n bas en 'n drum bygesit, en dit klink baie soos die musiek wat ek vandag opneem, jy weet, my eie treffers soos Kortbroek Langkous of Liewe Hemel, Liewe Aarde wat RSG nog steeds vrot speel, en al my eie musiek, so, my oor en my kop was nog altyd by popdansmusiek, 'n ding wat 'n drom het op 1, 2, 3 en 4, en as al jy nog 'n liggie daarby sit, dan is ek baie gelukkig. Jy het uiteindelik honneurs gedoen, dink ek, in musiek, maar toe het jy ook by Siekhofs begin werk, by die San Du Plessis Theater. Ja, ek het toe nou nie my honneurs klaar gemaak nie, want ek het gedink, ag nee, wat hier gaan dit nie vir my werk nie. En toe het hulle my gevra om 'n repetator te wees, en ek weet nie of die mense wat luister, moet ek dalk net sê, voordat mense nou 'n opera met 'n 30 stuk sinfonieorkes sien, rediseer hulle alles wat jy hoor, kan jy op die klavier speel, en so die oefenlopies was gewees met die klavier wat die orkesparte speel, en dan die bekende mense wat dan kom sing. Ek onthou, daar was mense soos Edita Gruberova, die opera mense sal dit ken. Ek het met liewe Mimi gewerk wat onlangs oorlede is. Sy was fantasties in veral die nie musiek bly speel nie meer, jy weet, operette, sy daai genre so ongelooflik goed verstaan. Maar toe daar 'n snaakse ding gebeur, en ek weet nie of dit is wat jy wil hoor nie, is ons het Mime gedoen, dit is 'n Amerikaanse musiekblyspel, en in die hoofrol was Judy Page, die ongelooflike talentvolle Judy Page, en Amanda Strydom was Gooch. Gooch is 'n wonderlike karakter, en Amanda word toe siek, en sy gaan toe terug Johannesburg toe, en toe kom maar 'n vrou met naam van Barbara Tellinger, wat oorneem,
in die rol van Gooch. En dit was die volgende verandering in my loopbaan. Barbara Tedder aan die einde van die speelvak het vir my gesê, Rocco, jy hoort nie in Bloemfontein nie, bel hierdie vrou, jy moet Johannesburg toe gaan. En die volgende dag, toe pak ek alles wat ek het, alles, wat nie baie was nie, het was 'n braaipan, en ek dink 4 kussingslope en my klere, in my cream golfie, en toe ry ek Johannesburg toe, en toe bel ek vir Ute Hasse, en Ute Hasse was die hoof van 'n klub in Hillbrow daai tyd, met die naam van Club 58. Wonderlike plek. En ek doen toe audisie vir haar, ek was so skykbang geweest. En toe sê sy, ja, jy het die werk, en toe verdien ek R700 'n week. R700 'n week, dit was 1988. En daar het ek wonderlike mense ontmoet. Ek het vir Johannes Kerkorrel ontmoet, wat elke aand die show kom kyk het. Ek het 'n wonderlike produksie gedoen, saam met Fiona Ramsey en Marla Scott Wilson, Kurt Egelof, Natalia Darasha, wonderlik. En van toe af het mense my net raak gesien. Maar daai R700 moet ek net sê, ek dink ek was nogal strategies, want ek het baie vinnig besef dat ek 2 goed nodig het. Ek het besef ek moet 'n CD maak, sodat mense weet hoe ek klink, en ek moet mooi foto's neem, sodat mense weet hoe ek lyk, en ek moet 'n besigheidskaartjie druk, sodat mense weet waar om in die hande te kry, en vir wie om te kyk en wat hulle gaan hoor. So dit het ek met my R700 gedoen. Jy het 'n fantastiese tyd in daai tydperk gehad, kan mense uit die boek aflei, in Johannesburg, maar daar was ook een keer wat jy vir 8 mense gespeel het, onder andere Pieter Dirk Uys. Ja, dit was 'n plek in Brixton in Johannesburg, dis net toe my loopbaan begin het. Net toe ek op my eie begin speel, want onthou, voor dit het ek baie mense begelei, maar dit is nie jou eie werk nie, jy is in 'n ondersteunende kapasiteit. En ek doen toe die konsert, en daar's 8 mense, ek onthou, dit was verskriklik, en ek het 'n vleuelklavier gehuur, en dit was verskriklik erg, en daar's 8 mense, en ek het nie gesien, ek onthou my Dr. Jean Du Plessis, wat tot vandag een van die grootste patrons van die kuns in Suid-Afrika is, en nog altyd was en sal bly tot die dag dat hy doodgaan, was daar saam met sy vriend. Daar was 'n man van die straat, die 2 meisies wat by die kroeg gewerk het, en nog so 'n kelner of 2, en dan die laaste persoon het ek nie geweet dat hy daar was, en dit was Pieter Dirk Uys. En toe na die tyd sit ek in my kleedkamertjie, dit was so agter die verhoog, en ek dink, okay, dalk moet jy nou maar dan weer Potch toe gaan, en gaan voorbegin met sekerswese. Toe sê hy vir my, in daai tipiese manier hoe Pieter Dirk Uys praat, hy sê, my darling, ek het vanaand iets baie wonderlik gesien. Ek wil vir jou sê, ek het vanaand gesien dat jy die alfabet het. Wat jy nou moet doen, is om die woordjies te maak, dan die sinne, en dan moet jy net aanhou praat. En ek beloof jou, as jy aanhou praat, oor 20, 30 jaar, sal duisende mense saam met jou taal praat. So, ek dink op 'n vreemde manier, en ek weet Pieter weet dit, want hy het al vir my boodskapies hier oorgestuur. Hy het dit gemaak dat dit het my gepropel in my volgende era, in waar ek gedink het, okay Raka, hou net aan, dis al wat jy moet doen, bly net in jou laan, en wees presies wie jy nog altyd was, soos wat Tannie Mona vir jou gesê het, toe jy baie jonk en klein was. Screentime, jou eerste album, het dit ook in daai tyd uitgekom, of wanneer het dit uitgekom? Screentime het 'n bietjie later uitgekom, dit het in 1996 uitgekom. Maar dit was ook 'n ander storie. Toe het ek nou al my R700 bymekaar gemaak, maar toe het ek nie genoeg geld nie. Toe gaan ek na die Standardbank toe, in Yeoville in Johannesburg. En toe daar was so 'n vrou, maar dit was nou, jy weet Pieter, dit was nou nog voor laptops en sulke goedes. So, ons het nog nie skootrekenaars gehad of fone. Dis nou so groot rekenaars, nie sulke groot goed. En gaan ek so toe, is daar 'n vrou naam van Cynthia. En Cynthia het groot alles gehad. Sy het groot bieste, groot hare, groot naels, groot oorbelle, alles was groot aan haar. Sy was groter as die rekenaar. En toe gaan sit ek daar en ek sê vir haar,
Cynthia, ek wil geld leen, maar ek het nie eens geld in my rekening om terug te kom by my woonstel nie. Ek wil 'n CD maak. Sy sê, "Okay, wie's jy?" Ek sê van my naam is Rakel de Villiers. "Wat se CD wil jy maak?" Ek sê nee, ek wil 'n klaviermusiek maak. Sy sê, "O, dis boring." En toe sê ek vir ek wil R10,000 leen. En toe tik sy so op haar rekening en sy sê, "Moenie worry nie, ek het jou rekening bietjie gelig." En toe het ek die R10,000 gevat en toe het ek vir my 'n album gemaak en toe het ek vinnig dit terugbetaal binne 'n paar maande. En toe so 'n paar maande gelede, paar jaar gelede, het Cynthia na my konsert kom kyk. Ek dink dit was by Monte Casino in Johannesburg. Toe sê sy, "Onthou jy my?" Ek sê, "Nee, ek sien baie mense elke jaar." Sy sê, "Ek is Cynthia. Ek het vir jou geld vir jou eerste CD gegee." Ek sê, "Ag Cynthia, dis fantasties. Jy lyk nog net soos wat jy altyd gelyk het." Maar sy doen, alles is opgeprop en jy weet, alles is opgestrap. Dis fantasties. Dis hoe sy lyk met baie goed op haar oë en dit is 'n besige storie om na te kyk. Ek sê van jy lyk nog steeds presies hier. Sy sê, "Gaan jy nog steeds na die Standard Bank in jou wil?" Toe sê ek, "Nee, Cynthia, ek gaan nie meer nie want my bankier kom na my huis toe." Daar's baie stories in die boek oor verskillende optredes en so aan en konserte. En mense moet dit regtig die boek gaan koop en lees. Dit is baie vermaaklik en interessant. Maar daar's een of twee roerende stories en die een is oor Robert, jou hondjie. Dink jy het by die Andre Huguenot in die Sand 'n konsert gehad? Ja, dis so ook aan die begin van my loopbaan. Dis net nadat my eerste album uitgekom het in 1995, 96. En toe doen ek die konsert. Maar jy weet, ek is toe nog, ek weet wie ek is, maar ek was nog steeds 'n bietjie bang en die verhoogse vreemde ding en onthou ek het nou baie lank met bekende mense gewerk en as ek alleen op die verhoog en ek weet nog nie hoe ek die navigasie daarvan moet hanteer nie. En ek speel op die nuwe album met ek 'n stukkie musiek geskryf met die titel The Incredible Short Life of Robert. En dit het gegaan oor my hondjie wat verdrink het. Ek het 'n Skotse terrier gekoop en ek tot vandag toe ek vredig maak, maar ook nie regtig nie, want ek het altyd dink raak jy kan maar so sien die hond gaan nie werk in 'n swembad nie. Jy moet dit toegemaak het. Maar in elk geval, en dit voel ek so sleg dat ek 'n stuk musiek oor hom skryf en toe speel ek dit in die konsert by die Andre Huguenot. En toe kom maar 'n tannie en ek weet so ek het haar naam gevra, maar daai tyd was ek nog, jy weet, ek was nog bietjie onseker oor wat ek doen. En ek onthou sy het so bril aangehad met so kettingkie en baie mooi juwele en toe sê sy vir my, "Wat was daai derde of tweede laaste liedjie wat jy gespeel het?" En ek vertel vir die storie. Toe sê sy, "Maar my darling, jy moet daai storieetjie vir ons in jou konserte vertel, want anders weet ons nie watter liedjie dit is op die CD nie. En anders, as jy baie CD's gaan neem, moet jy vir ons vertel want dan weet ons watter CD om te koop." En dit het my lewe verander. Ek het toe die volgende oggend gaan sit en my hele konsert oorgeskryf daai nag, glad nie geslaap nie, en die volgende aand gegaan en die storieetjies vertel en toe blom my konsert in iets heeltemal anders in. Toe dit begin om ek dink 'n produk te word eerder as net iemand wat klavier speel. Ek het 'n wonderlike onderhoud met die ongelooflike Barry Rongo gedoen. Ongelooflike man. En so slim soos die houtjie van die galg. En hy kon ook goed sien. Ek het 'n onderhoud met hom destyds op 'n ander radiostasie gedoen. En toe het hy vir my gesê my konsert kom kyk. En dit het vir hom gevoel asof ek 'n sinopsis gee elke keer as ek praat van 'n film. En dan daarna speel ek die klankbaan van die film. Toe sê hy, en in kort kan ek dan vir jou sê, aan die einde van jou loopbaan, die dag as jy nie meer hier is nie, gaan ons terugdink aan jou, dat jou hele loopbaan was die klankbaan van jou lewe. Kom ons gesels net 'n bietjie oor jou uitrustings en die klere wat jy dra op die verhoog. Dit is geweldig flamboyant. Mens kan jy altyd deur 'n ring trek. Daar's ook 'n storie van 'n pak wat van proteas van lap wat eintlik nie bedoel is vir klere nie gemaak is en so aan, waar jy in Kaapstad sou optree en toe nou jy nog jou vinger ook seer gemaak het. Ja,
Kyk, Pieter, as ons oor my klere praat, die belangrikste ding is dat mense moet weet, dis nie mode nie en dis nie 'n uitrusting nie. Dit wat ek op die verhoog dra is 'n kostuum. 'n Kostuum is iets anders. Ek glo, wel dis hoe ek daaroor dink. 'n Kostuum moet iets sê. Daarom vir elke konsert wat ek doen, Klawer se konsert, wat ek nou begin doen het hierdie jaar by die KAKNK, se kostuum is byvoorbeeld 'n pak wat ek laat maak het wat van kombuislappies, jy weet wat jy skottelgoed mee was, wat ek aan mekaar gesit het met lappies van 'n kombuis, want dit is die boodskap wat ek wil oordra, want ons elke klein dorpie het al daai lappie gesien in hulle kombuis. Almal ken daai lappie. Jy koop hom ons so in pakkies van 3 of 4. Jy weet daai, 'n geelietjie, 'n groenietjie, 'n blauwetjie en 'n rooietjie. Yes. En die geelietjie is die baie lelikste. Geelietjie is soos 'n geel wine gum. Hy is baie sleg. Dis hy bly altyd oor in die pakkie. Maar so wat ek dra is nie mode nie. Dis 'n kostuum en ek probeer iets daarmee sê. Ek soos byvoorbeeld mense vra, hoekom dra jy die hele tyd 'n kortbroek op die verhoog? Dis nie omdat ek probeer snaaks wees of aandag trek nie. Die kinders wie my geboelie het vir baie dekades in my lewe, het altyd kortbroeke en lang kouse gedra. Toe het ek gedink, okay, as ek nou nie lus het om 'n sielkundige gedraansie en honderde duisende rande te spandeer nie, gaan ek dan nou maar daai beeld van daai kinders vat en 'n kortbroek en 'n lang kous dra op die verhoog, en dan kan daai wie my geboelie het, hulle kinders en kleinkinders almal R250 betaal om te kom kyk hoe ek in 'n kortbroek en 'n lang kous lyk, verstaan? So dit is 'n meganisme vir my om vir mense te sê, om 'n statement te maak, soos wat met die kortbroek en die lang kous, soos wat ek 'n konsert in die Kaap sou doen. Ek onthou Karen Meyer het nog so baie groot show bymekaar gesit. En toe besluit ek, okay, dis nou die eerste keer wat ek 'n groot konsert met 'n simfonieorkes gaan doen in die Kaap. Ek gaan nou Proteas dra, want dit is nou die goed wat hier in die berge. En toe maak ek my vingers seer en toe gebeur die konsert nooit nie. So ek het toe nou maar die pak klere daarna weer gedra, maar daai materiaal, net om vir jou 'n idee te gee hoekom dit nie mode is nie, was stoffeer materiaal. Dit is goed waarby jy banke oortrek. So ek kry warm, ek voel soos daai mense wat in daai maantuig terugkom aarde toe teen daai spoed as ek op die verhoog stap, maar ek gee nie om nie, want dit lyk mooi en ek voel gemaklik. Jy weet, party van my kollegas het onlangs een kollega het my gevra, wanneer gaan jy ophou om sulke verspotte klere te dra op die verhoog? En toe sê ek vir hom, die dag wanneer ek niks meer het om te sê nie, en die dag 2 is wanneer die mense vir my sê, hulle wil nie meer 'n foto daarvan neem nie. Waar kom jou liefde vir wine gums? Jy het nog gepraat oor geel wine gums. Waar kom jou liefde vir wine gums en Earl Grey tee vandaan? Ek het 'n vreeslike ding oor gebakte puddings, wine gums en Earl Grey. Wine gums het ek, dis nou weer 'n hele ander storie. Toe ek in die Suid-Afrikaanse weermag was, wat 'n hele ander storie is. Dis 2 jaar van my lewe wat ek nie heeltemal seker is wat daar gebeur het nie. Ek dink nie dit moes gebeur het nie. Maar of dit is, ons gaan nou nie daaroor bitter raak nie. Was daar so Snoopy waar daar 'n ou gewerk het, en die ou wat in beheer daarvan was 'n kaptein. En ek was mal oor die kaptein, want hy was vir my snaaks en hy het met my gesels en hy was, ek weet nie, hy het nie 'n ander idee gehad oor die lewe en ons het verskriklik lekker gesels en ek het hom uiteindelik toe my orkes in die weermag gesit. Maar hy het altyd vir my, as ons gesels het na die Snoopy toegemaak het, dan na ons, maar ek was in spesiale diensbataljon. Toe is dan altyd na ons
gedeelte gekom waar ons kroeg gehad het en dat hy altyd vir my wine gums gebring. En ek dink dit is waar my liefde vir wine gums. Jy weet, hulle sê mos dat reuke en kleure en smake, dit is soos daai storieetjie wat jy na mense toe gaan en dan sê jy vir hulle, onthou jy wanneer jy hierdie liedjie gehoor het? En dan begin iemand huil of hulle begin lag want hulle onthou dit. En ek dink die wine gums laat my aan daai kaptein dink. Maar want op skool het ek nooit wine gums geëet. Ek dink nie daar was so iets as 'n wine gum en Harry Smith wel groot geword het nie. Onthou nou, Harry Smith, ek het sê altyd vir mense, daar was ook nie olyfolie nie. Ons het gedink olyfolie is medisyne. Nee, ons het nie geweet nie, maar reg, ons het gedink olyfolie en balsamiese goeders is wat jy op wonde sit. Dit het niks te doen met kos nie. En ek dink wine gums net met die naam so my pa gesê het, ons eet hier daai goed hier, daar's drank in. Verstaan. So ek het dit, maar Earl Grey tee moet ek net vir jou sê, het ek leer drink een keer toe ek Londen toe was, saam met vriende. En toe gaan ons na hierdie hotel toe om tee te gaan drink met mense en ek kon dit glad nie bekostig nie. So ek het daar saggies in die hoekie gesit met 1 pond waarop jy absoluut niks kan doen nie. En hulle toe Earl Grey tee en ek was toe so mal daaroor. En ek, as hulle nie kyk nie, het ek op die sak, jy weet daai stukkie papier wat aan die einde van die teesakkie is, aan die touwtjie, toe ek gekyk wat dit is. En die eerste keer toe ek geld gehad het, toe ek na Fortnum & Mason gegaan, wat mos die ongelooflike tee mense is in Engeland. En toe koop ek 'n teeblikkie wat sê Earl Grey tee. En ek gaan nou net 'n bietjie Engels hierso vir jou sê, want ek het dit op stadium in my konserte aangehaal. Agter op die blikkie het gestaan, Pieter, Earl Grey tea is a light blend of English breakfast and Darjeeling tea. This tea is ideal for afternoon tea rituals with cucumber sandwiches, aandagstreep, when the spirits need revival. En ek sal dit in my hele lewe nooit vergeet nie. Ek het intussen daai blikkie verloor, maar ek het 'n nuwe blikkie gekoop, want ek was in Londen so 'n paar weke gelede. So dis waar ek leer Earl Grey tee drink het in Engeland. En wat 'n beter plek. Daar is nie 'n beter plek waar jy Earl Grey tee kan leer drink as in Londen by die Savoy nie. Earl Grey tee is 'n ongelooflike lekker tee. Ja, maar hy sal sê altyd vir my nee, maar dit voel vir half dit soos aftershave. As ons nou kan gaan van die gesofistikeerdheid van Londen en na die konsert wat jy gehad het op Baardskeiersbos. Vertel vir ons Dit was fantasties gewees. Ek love Baardskeiersbos. Daai mense is wilder as die wildtuin. Dit is fantasties. Ek het 'n konsert gedoen en dit was toe heeltemal, dit was verskriklik oorvol geweest. Ek wonder altyd hierdie klein dorpies as ek na die plek en daar's te veel mense, wonder ek altyd wat gaan gebeur as daar 'n brand uitbreek. Ek hoop nie dit gebeur ooit eendag nie. Maar ons was in Baardskeiersbos en daar is verskriklik baie gesypte mense, maar hulle is fantasties. Ek love hulle. En ek en Lisel is daar, ons is in bloedrooi aangetrek, ligte en die klank en ons aangaan. En half by die konsert storm daar 'n vrou op die verhoog met 'n bokhoring. Maar ek skrik my gat af. Ek sê, wat doen jy? Sy sê, ek wil net by jou weet, Boetie, het jy al mampoer uit 'n horing uitgedrink? Ek sê vir, nee, dis ook nou nie op my to-do lys nie, maar nou dat jy hier is, wat stel jy voor? Toe sê sy vir my, nee, as hulle nou dink, jy's nou cool in Baardskeiersbos nie, dis al vryheid van die stad, dan gee hulle nou vir jou die bokhoring. En dan, as jy nou die mampoer, wat ek wel toe gedoen het, voor die hele dorp kan down, dan is jy nou net na en lekker vir hulle, wat ek toe nou gedoen het. Ek dink ek het toe nou vryheid van die stad van Baardskeiersbos gekry. Wat dit beteken, weet ek glad nie, maar ek het dit. So Baardskeiersbos is fantasties. Daar's ook 'n baie roerende storie oor 'n pianis wat jy in Riversdal raak geloop het met 'n program wat jy saam met Whitey Basson gedoen het, of 'n reeks. Ja, kyk, ons weet ons nou, Pieter, dit is mode
vir celebrities, glanspersoonlikhede om hulle besig te hou met een of ander liefdadigheid. Kinders of HIV of diere of kanker en ek verstaan al daai goed. Want dit is goed wat aandag kry en nie net aandag nie, dis nie kritiek nie. Mense voel daarvoor. Maar my as 'n bekende persoon het my liefdadigheid my na 'n ander plek toe gevat en dit is senior burgers. Senior burgers is fantastiese mense want ek dink dit is ook omdat ek van kleins af van ouer mense nog altyd gehou het, omdat ek, jy weet, as jy alleen groot word, sien jy mos maar net jou maale met hulle vriende, jy weet, so dit is jou geselskap. Ek het 'n ongelooflike deernis en 'n liefde vir seniors. Daar al ook verskriklik baie goed. Die resultaat daarvan was dat ek saam met Chopra Checkers en Whitey Wasson destyds, toe hy nog die hoof van Chopra Checkers was, het ek klomp oude huise begin besoek en aftreeoorde. En want Whitey het gesê, as jy in 'n dorp is en jy doen 'n groot konsert, hoekom kan ons net 15 minute van jou tyd vat? Gaan net om en toe speel 2 liedjies en gesels met die mense, vertel 'n grappie en dan sal ons koekies vat en so aan. So dit het soos 'n bom gewerk, maar toe is Whitey weg en toe gaan ek aan met die projek. En ek moet sê, 'n paar weke gelede onthou ek het ek die 309de besoek aan 'n ouete huis, aan 'n aftreeoord gedoen. Natuurlik in Franschhoek is dit baie grand. Ek het daar gegaan. Toe sê ek, dis lekker om vandag by die aftreeoord te wees. Toe steek daar 'n tannie met baie groot pershare aan op en sê, verskoon my, hierdie is nie 'n aftreeoord nie. Hierdie is 'n leefstylsentrum vir seniors. Okay, dankie Franschhoek, ons weet nou waar julle staan, maar in elk geval op Riversdal het ek so een van my besoeke gedoen vir seniors. En daar's 'n man wat hy was in 'n rolstoel gewees en hy het nie 'n beweging gemaak of 'n geluid nie. En toe na die tyd toe kom hulle maar toe sê hulle, daai ou was blykbaar 'n pianist gewees en hy het baie mooi klavier gespeel. En die volgende oomblik toe kom sy helper, as ek die storie reg onthou, ja. Toe kom sy helper en sê, maar hy wil asseblief na die klavier toe gaan. Dis net nadat ek my vertoning gedoen het. En toe gaan sit hy by die klavier en hy speel die stadige beweging van Beethoven se Maandeligssonate wat ons almal ken. En hulle het hom weggevat en ek het toe na die tyd uitgevind dat hy nooit weer daarna klavier gespeel het nie. En hy het ook vir my gesê dat hy op 'n baie gevorderde stadium van Alzheimer was. So Pieter ek het tot die gevolgtrekking gekom wat ek sien baie van hierdie mense wat dementia en Alzheimer het. En dis nou maar net my filosofie, jy weet, mense hoef nie daarmee saam te stem nie. Maar ek begin dink, ons sal nooit weet nie, want jy kan nie in die kop van iemand met dementia of Alzheimer inklim nie. Dit is net hoe dit jy weet, dit is wat dit is. Maar ek begin al hoe meer dink dat dementia nie net met vergeet te doen het nie, maar net soveel met onthou. Dit was 'n baie spesiale geleentheid. Rocco, ek wil vinnig praat oor Kaapstad en oor Markwart. Julle het gesemigreer Kaapstad toe, maar as ek reg is, het julle nog steeds die grond by Markwart wat nie te ver van Harry Smit af is. Nee, ek het alles verkoop. Ek het nou nie 'n potplant of 'n papegaai nie. Ek het net 'n voordeursleutel. Dis al wat ek het. Nee, ek het so klein lappie grond gehad daar by Markwart en ek het wonderlike vriende daar gemaak. Dit was maar eintlik 'n groot agterplaas met 'n paar Nguni koeie wat vir my gelyk het soos troeteldiere, verstaan. Dis nou nie as ek ek 'n mega boer was nie, maar dit was vir my baie spesiaal. Ek het 'n fantastiese ding daaroor gekom. Ek het 'n konsert gedoen vir die dorp. Van kyk, as ons nou uitvind as iemand bekend, dan moet jy dadelik 'n konsert doen. Wat ek toe glad nie huiwer om te doen nie, want dit was vir die ouer tyd. Ons doen toe die konsert en in die konsert het ek
het ek 'n liedjie gespeel wat ek geskryf deur 'n vriendin van my, Anna, wie 'n aangenome kind was. En sy altyd as sy vir haar ouers gevra het, waar kom jy vandaan? Dan het sy altyd hulle vir haar gesê, Anna, jy kom van die aeroplein af. En wat hulle daar by die, jy weet, by die kinderhuis met die aeroplein gaan haal. En toe vertel ek die storie en ek speel dit en toe, en ook dat ek nie kinders gehad het nie. En toe na die tyd kom na 'n oom na my, maar so groot boere oom. Ek dink sy naam was oom Piri, en hy sê vir my, ja, hy sê ek het daai storie gehoor dat jy nie 'n kind het nie, hoor. Hy sê dit is 'n disgrace, hy sê dit is 'n skreiende skande. Hy sê jy moet regtig iets daaroor doen. Suid-Afrika kan nie bekostig dat 'n pampoen soos daai met al daai saad binne net so doodgaan nie. Maar vertel ons van Clive. Clive is my lewensmaat en ook nou my man. Na 30 jaar het ons besluit om te trou. Kan jy nou glo met twee mense so belaglik kan wees. Clive het my lewe verander 30 jaar toe ek hom ontmoet het. Want Clive het vir my gewys dat ek iemand in my lewe nodig het. Ek het nooit besef dat ek nie op my eie kan wees nie. Ek het gedink ek is okay op my eie, maar ek het besef ek is nie daai tipe ouetjie nie. Ek het iemand nodig. Ek is net nie so gewire om alleen nie. En Clive hy's baie intelligent. Hy verstaan die wêreld. Hy verstaan my en hy maak my kalm en hy laat my lag. En ek dink daai goed is die belangrikste wat mens in jou maatjie wil hê. Want die dag as jy op pad uit is dit wat jy nodig het. Iemand wat jou verstaan, iemand wat jou lekker laat voel, iemand wat jou laat lag vir die laaste keer. So Clive van der Berg is my partner al vir 30 jaar en ek wil dit nooit ooit verander hê nie. Dit is hoe dit moet wees. Rocco, jy skryf in die boek, jy is aan die verkeerde kant van 60, maar as jy nou terugdink op jou lewe, is daar iets waaroor jy spyt is? As ek dit kon oor hê, en ek het nou die dag daaroor gedink, toe ek toe so op vliegtuig sit van Johannesburg wat vertraag was. As ek my die lewe kon oor hê, sou ek baie graag wou alles waaraan ek enige iets kon doen wat ek iemand seer gemaak het of te nagekom het, sou ek dit wou regmaak. Want ek wil nie, maar jy weet, retrospective wisdom, soos wat die Engelse sê, is nie 'n goeie ding nie. Maar dit is die ene wat ek oor spyt is as ek iemand wetend of nie wetend sou seer maak nie, sou ek dit wou fix. Maar ek het intussen vrede gemaak en mens leer ook. Jy weet, jy leer as jy iets verkeerd gedoen het en sorg dat jy dit dan nie weer doen nie. Dis mos wat mens noem groei dan nie. Inderdaad. En waarop is jy trots? Ek weet nie of ek trots is daarop nie, maar ek dink die een ding wat ek redelik goed in is om mense te vermaak. Ek dink dis die ding wat ek die beste kan doen. En maar ek dink die ding wat ek die trotste op is dat ek dit kon regkry om nog vriende te hê wat ek gemaak het in my vroeë 20's. Dit is vir my, ek is trots daarop, dat ek dit kon maak werk, dat ons ander kon kontak hou, en dat ons nog steeds iets het om oor te gesels. Ek dink dit is vir my baie belangrik, dat ek dit kon regkry, want ek dink baie min mense het vriende vir so baie dekades, en ek is trots op myself, dat ek ook gewerk het daaraan, om dit reg te kry. Rocco, is daar iets wat jou verveel of wat vir jou oneindig oninteressant is? Ja, mense wat net oor hulle self praat, verveel my ongelooflik baie. Want ek het, mense sou dink, kyk, Pieter, jy weet, as jy 'n kunstenaar is die ego is mos maar 'n bestanddeel van jou daaglikse dieet, want daarsonder gaan jy ook nou nie oorleef nie. Maar dit verveel my as mense net oor hulle self praat, want daar moet meer as dit is. En dan wat my verveel is, pampoenkoekies moet nie genoeg suiker op nie. Net so 'n laaste vraag van my kant af, jy raak daarin in jou boek
is eintlik vir baie mense 'n somber onderwerp, maar jy raak daarin in jou boek en dit gaan oor verganklikheid en oor die dood. Kyk, ons weet mos dat die grootste klise is oud word en dood is die een ding wat jy nou nie gaan vryspring nie. Hoe dit gaan gebeur, weet ons nie. Ek het nou die dag het iemand vir my gevra en ek kan nie glo, ek weet nie waar dit vandaan kom nie en of dit uit 'n droom uitkom nie. Iemand het vir my gevra, wat dink jy gebeur na jou dood? Dis ek, wel ek hoop mense hou partytjie. So ek dink mens moenie te veel kyk, as jy 60 word, natuurlik dink jy oor verganklikheid, want jy weet dit kom al hoe nader en jy weet dat jy nie vir nog 60 jaar op hierdie aarde gaan wees nie. Daarom is dit so belangrik dat en weet jy wat, dit is so cliché Pieter, maar dit is waar. Jy moet elke dingetjie geniet. Geniet elke slukkie wat jy vat. Moenie, daar's nie nou nog tyd om te worry as jou man of vrou die tandeborsel daar lekker in die wasbak gelos het nie. Dis nie belangrik nie. Moenie daaroor worry nie. Wees net lekker nou. En die lekker ding is as mens so ouer begin raak, dan gee mos nie meer om nie. Verstaan jy? As mense nie van jou nie, beweeg aan. Ek is okay. Maar ek kan nie sê dat ek al op die plek is wat ek nog nie, dat ek reg is vir die dood nie. Ek is nog steeds 'n bietjie bang daarvoor. Ek dink dit is die vrees vir die wat ons nie weet nie. Maar ek werk baie hard daaraan om okay te wees. Want ek weet ook dat op hierdie aarde die enigste ding wat jou finaal sal stilmaak is die dood en dit moet gebeur. Rocco de Villiers, baie dankie dat ons so lank met jou kon gesels vandag. Baie geluk met Klawer, jou nuwe boek en sterkte met al die vertonings en shows wat rondom Klawer gebeur en al jou ander dinge waarmee jy besig is. Baie dankie. Baie dankie Pieter en dankie vir RSG vir die geleentheid en dankie, die belangrikste, vir al die dorpe wat vir my die laaste paar dekades 'n loopbaan gegee het en elke jaar my terugnooi na hulle sale, kerkstale, buite toilets, bedouine tente, skoolsale, hoofsale, sysale, skoue. Dit is wonderlik. Ek hou aan om dit te doen vir so lank as wat ek kan en soos wat ek gesê het, tot die dood my stil maak. Dankie Rocco. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow-knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.